Welkom by die Hartlike Huisgesin, die Goddelike Ontwerp, episode 11, waar ons vandag die seksuele ontwikkeling van ons kinders gaan bespreek. Hoekom is dit belangrik vir ons om hieroor te gesels? Soms gebeur dit dat 'n kind sekere gedrag toon en die ouers of die voog of die onderwyser is geskok en vreesagtig, want hulle spring dadelik tot die gevolgtrekking dat hulle kind aan seksuele misbruik of beeldmateriaal blootgestel is. En dit nie noodwendig altyd die geval is nie. Ons gaan kyk na die verskillende ouderdomme en watter gedrag ouderdomstoepaslik is en watter gedrag rede vir kommer wek. Ons begin met die 2 tot 5-jariges. Hierdie groep toon meer belangstelling in geslagsdele as voorheen en is geneig om vrae te vra oor die funksionering en doel van geslagsdele en ook waar babas vandaan kom. Dit word nie aanbeveel om kinders van hierdie ouderdom in te lig oor die detail van babas en waar hulle vandaan kom nie. Dit kan verduidelik word deur eenvoudige terme soos groei en liefde. Mens kan 'n saadjie gebruik wat groei en in 'n plantjie verander om te verduidelik hoe 'n baba in 'n mamma se maag groei. Gebruik die konsep dat 'n pappa en 'n mamma vir mekaar so liefhet dat hulle uit hulle liefde 'n saadjie groei en dit dan 'n mens vorm en dat hierdie van God gegee is. Gebruik eenvoudige voorbeelde soos diere of plante wat hulle kan sien om die konsep oor te dra. Vermy eerder die detail en woorde wat hulle nie gaan verstaan nie. Hierdie groep toon ook soms nuuskierigheid of nuuskierige gedrag oor volwassenes se liggaamsdele en ook van hulle maats, boeties of sissies. Hulle kan ook soms deelneem aan speletjies waar hulle mekaar ondersoek en blootstelling aan mekaar se geslagsdele kry. Hierdie kan baie neutraal hanteer word deur die geleentheid te gebruik om dan hulle te leer van liggaamlike dele en dat niemand daai liggaamlike dele mag sien of aanraak nie. Dit is ook belangrik om grense op te sit wanneer hierdie dan gebeur. Sit grense op die speletjie en in liefde verduidelik dat dit nie iets is wat ons met mekaar se maatjies of met ander deel nie. Wees baie versigtig wanneer hierdie gebeur om dit nie met shame of 'n kwaai uitdrukking of met vernedering te hanteer nie, omrede dit die baan weg vir enige verdere gesprekke in die toekoms rondom seksuele kwessies. En jy wil van die begin af 'n gemaklike, veilige en toeganklike gevoel skep, wanneer daar vrae is, hulle gemaklik is om na jou toe te kom. Die ouderdom kan ook spelerige eksplorasie van hulle eie geslagsdele toon en partykeer dit gebruik om hulle self te stimuleer of te troos wanneer hulle oorweldig voel. Wanneer jy op hierdie gedrag afkom, is dit nie te sê dat hulle blootgestel is aan masturbasie nie, maar dat hulle per toeval die stimulering dalk ontdek het. Jou rol is om grense op te sit, soos wanneer die kind angstig voel om eerder 'n kombersie te gee wat hulle by hulle kan hou om 'n lekkertjie te suig. Gee 'n alternatief vir die aksie wat gebruik is. Bly kalm en in so 'n situasie reageer normaal en leer hulle dat dit normaal is om nuuskierig te wees oor hulle liggaam en dat dit as daar vrae is dat hulle na u toe kan kom of dat hulle vra het oor maats, kan hulle na u toe kom en dat hulle nie ander maats sal betrek met hulle nuuskierige gedrag nie. Hierdie ouderdomsgroep is nie veronderstel om detail rondom seksuele omgang te hê nie. Hulle is nie veronderstel om te weet hoe dinge werk nie. Die manier waarop jy as ouer gaan reageer in hierdie ouderdom is die eerste ervaring wat jou kind van seksuele kwessies gaan hê. En dit is noodbelangrik om attent te wees op jou stemtoon, jou gesigsuitdrukking en die woorde wat jy gebruik. Mens kan dit selfs oefen voor die tyd. Kom ons kyk na gedrag wat gesien word as minder normaal. Die eerste punt, seksuele eksplorasie in spel tussen kinders wat 4 jaar, omtrent 4 jaar uitmekaar is.
enige vorm van penetrasie in spel in hierdie ouderdomsgroep is moontlik 'n rooi vlaggie. Daaglikse seksuele gedrag tentoongestel word, woede of aggressie wanneer daar reëls en grense in plek gesit word, aanhoudende gedrag ten spyte van ouers wat die aandag verplaas, aanhoudende aanraking van diere se geslagsdele, gedrag wat afgedwing word op ander kinders. As hierdie faktore teenwoordig is my voorstel dat u professionele hulp soek om te bepaal of daar rede is vir kommer. Kom ons beweeg aan na die volgende ouderdomsgroep, die 6 tot 12-jariges. Hierdie ouderdom verstaan die rolverskil tussen mans en vrouens en gewoonlik ook hulle rol en verwagting van hulle gedrag as 'n meisie of 'n seun. Hulle begin om meer privaatheid en onafhanklikheid te soek. Daar is ook nuuskierigheid oor babas en seksuele gedrag tussen mans en vrouens word weer geëksploreer. Hulle sal dalk vra oor mans en vrouens wat soen of meer inligting versoek oor 'n baba in 'n ma se maag en hoe beland die baba daar. Hulle word ook meer bewus van sosiale aanvaarbare gedrag en nuuskierigheid, belangstelling in geslagsdele mag dalk meer in privaatheid plaasvind. Hulle begin ook meer bewus raak van privaatheid en ontwikkel 'n vorm van skaamte oor naaktheid. In hierdie fase kan jy gemaklikheid kweek rondom hierdie onderwerp. Die volgende fase is hulle tieners en as jy in hierdie ouderdomsgroep seksuele kwessies 'n taboe tema beskou, gaan jy jou tiener oorlaat aan die wêreldse inligting oor hierdie kwessie. Kom ons kyk na problematiese gedrag in hierdie ouderdomsgroep. Seksuele stimulering in publiek, sonder skaamte of nadat jy ingetree het en grense in plek gesit het dat dit onaanvaarbaar in publiek is. Aanraking van ander kinders se geslagsdele of liggaamlike dele sonder daai kind se toestemming. Beheptheid met naaktheid, seksuele bewegings, penetrasie en stimulering. Weereens, as hierdie faktore teenwoordig is, raai ons hier aan om professionele hulp te soek. Dan beweeg ons aan na die 13+ ouderdom groep. Dit is belangrik om kennis te neem dat jou kind iewers blootstelling aan seksuele inligting gaan kry. Ons moet besef dat ons kinders daarvan nie kan weerhou nie, maar dat jy kan bepaal of hulle kennis dra van die regte inligting met betrekking tot seksuele kwessies. Ek weet, dit is awkward, maar dit is noodbelangrik dat jy as ouer 'n gesprek voer met die kind oor die funksionering van 'n liggaam en seksuele omgang. As jy dit nie gaan doen nie, gaan hulle dit iewers anders kry. Hierdie is 'n kwessie wat jy al van vroeg af saam met jou kind gemaklik kan kweek, om te verhoed dat hulle in hierdie fase die inligting wel op ander plekke gaan ontdek. Die ouderdom wat toepaslik is om hulle in te lig is wisselvallig. As die kind op 'n 10-jarige ouderdom blootstelling gekry het aan inligting, gaan u die gesprek met hulle moet hê. My voorstel is wanneer die kind spesifieke vrae begin vra, dat dit vir jou 'n aanduiding sal wees dat dit nou die tyd is om die regte inligting aan hulle oor te dra. Stel die kind in kennis dat hulle altyd welkom is om met u te gesels oor enige vrae wat hulle het. Probeer om nie geskok of kwaad te reageer wanneer hulle iets op die tafel sit nie. Maar sê dan eerder dat jy eers daaroor wil dink voordat u reageer of inligting verskaf. Ons moet daai kanaal gemaklik vir ons tieners hou. Ons moet ook ons tieners leer vanuit die woord waaroor seksuele omgang gemaak is en dat ons gesprekke moet voer waar tieners kan weet wat God daarmee bedoel het. 'n Volgende punt is dat ons bewus sal wees van pornografie, foto's wat rondgestuur word en gebruik elke insident as 'n geleentheid om u tiener te leer wat julle gesin se waardes is. Pas op ook vir wat u op sosiale media plaas. U tiener hou u met 'n valkoog dop en as u as 'n ma uitlokkerige foto's plaas of so, kan u weet dat vir jou tiener meisie dit 'n voorbeeld is van wat aanvaarbaar is vir haar om te doen.
Hoe kan ek bepaal watter gedrag moet kommer wek? Hier's 'n paar vrae wat u kan vra. Hoe gereeld gebeur die gedrag? Wat is dit wat die kind doen en wat jou bekommer? Hoe lank duur hierdie gedrag? In watter situasie vind hierdie gedrag plaas? Wat is die kind se reaksie wanneer u grense in plek sit om die gedrag te beperk? En tot watter mate meng die gedrag in met normale daaglikse funksionering en aktiwiteite? Indien dit saam met 'n ander kind plaasvind, is daar dwang, dreigemente of intimidasie betrokke? Wat is die ouderdomsverskil tussen die twee kinders? Hier is 'n paar punte wat jy kan doen as jy jou kind betrap tydens seksuele onvanpaste gedrag. Ons het elkeen die Heilige Gees en ons glo dat die Heilige Gees sal ook in u hart getuig as daar rede is vir u as ouer om hulp te soek of om u kind te beskerm. Ons moedig u aan, indien daar enige rede is vir bekommernis of seksuele molestering, blootstelling, verkrachting en dat dit plaasgevind het en dat u bewus is daarvan dat u dit moet aanmeld by die polisie omdat die wet so vereis. As u enige kwessies, vrae of bekommernisse het, is u meer as welkom om ons te kontak. En ons kyk hoe ons u kan bystaan of dalk verwys vir verdere hulp. Dankie, tot volgende keer.